kan en sal herstel. Deur Aaron Thiel. Hoofstuk 6. Die twisgierige vrou. Hierdie week het ek iets geleer wat my hart regtig uitgedaag het. In Spreuke staan daar: 'n aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eners. Ek het altyd gedink dat om sterk te wees beteken om myself te verdedig, my punt te bewys of seker te maak dat my stem gehoor word. Maar hierdie hoofstuk het my gewys dat wat die wêreld dikwels as krag beskou, God soms as twisgierigheid sien. 'n Twisgierige gees gaan nie net daaroor om te beklei nie. Dit kan wys wanneer ek altyd reg wil wees, die laaste woord wil hê, ander reg help of sukkel om te erken wanneer ek verkeerd is. In plaas daarvan om vrede in my huis te bring, kan dit stadig aan verdeeldheid saai. Een van die grootste lesse wat ek geleer het, is dat God my nie vra om ander te verander nie, hy wil my verander. Hierdie hoofstuk het my herinner dat ware skoonheid nie daarin lê om argumente te wen nie, maar om 'n sagmoedige en stille gees te ontwikkel wat kosbaar is in God se oë. Daardie soort krag kom nie van self nie, dit kom wanneer ek my trots oorgee en God toelaat om my hart te verander. Ek is ook daaraan herinner dat nederigheid kragtig is. Dit verg moed om te sê, ek was verkeerd. Vergewe my asseblief. Genesing begin wanneer ons ophou om ander se foute raak te sien en die Here toelaat om ons eie harte te ondersoek. Die wortel van soveel twis is dikwels trots. Ons wil ons eie sin kry, onsself beskerm en bewys dat ons reg is. Maar die Here het vir ons 'n ander voorbeeld gestel. Al het hy alle reg gehad om homself te verdedig, het hy nederigheid en gehoorsaamheid gekies. Dit is die voorbeeld wat ek wil volg. My begeerte hierdie week is eenvoudig. Om die Here te vra om enige trots, selfgeregtigheid en twisgierigheid uit my hart te verwyder. Om te leer om met sagmoedigheid, nederigheid en liefde te reageer. En om elke dag meer te verander om soos hy te wees. Ware verandering gebeur nie wanneer ons harder probeer nie, maar wanneer ons meer aan God oorgee. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, wil ek jou aanmoedig om die hele hoofstuk self te lees. Laat die Here jou hart ondersoek, want wanneer God ons verander, kan hy baie meer doen as wat ons ooit uit ons eie sou kon doen. Klik op die skakel in die beskrywing om die volledige hoofstuk te lees.